Ek wil vanoggend met jou gesels oor iets wat ek glo nogal nodig is om in die kerk gehoor te word. Ons het dit op sekere plekke hoor mense dit. Maar ek dink ons perspektief rondom dit is heeltemal, we've missed it. Ons gedink dit gaan oor hierdie gebou. Ons dink gaan oor hierdie bymekaar kom op 'n Sondag en 'n klomp rituele te doen. Sing 'n paar songs, lees 'n paar skrifte, pastoor preek, baie dankie, daar gaan ons. Nou kan ek aangaan met my lewe. En dis wat dit vir ons geword het. Dit het vir ons 'n ding geword van godsdiens en rituele. En waar ons kom net hier op 'n Sondag, want dan my gewete is daar om kyk, was daar in die kerk gewees. Jy's die kerk. Hier is 'n gebou. Jy's die kerk. Was jy al oor see gewees in jou lewe? Ek weet, my naamgenoot gaan baie oor see. Jaco. Hy was nou net oor see gewees. Maar was jy al oor see? Enigiemand? Was 'n paar mense wat die geleentheid gehad het. En ek was so 'n hele paar jaar terug die geleentheid gehad om in Engeland te wees. Nou Engeland is nie baie verskillend as ons regtig nie, want hulle ry dan ook in die regterkant van die pad, jy weet. Hulle verstaan dan die werke, stuurwiel sit aan die regterkant, jy weet, dit is voel soos hier. Maar was jy al in 'n land soos Amerika gewees? Wie was in Amerika al gewees? Ek dink hierdie ouens het die pad byster geraak. Weet hulle wat aangaan? Ek meen die stuurwiel sit aan die linkerkant. Hoe? Weet hulle nie met die regterkant sit nie? Ek meen, miskien as julle weer gesoen toe gaan, asseblief, help hierdie ouens, vat 'n memo saam, help hulle net reg, hulle verstaan nie die besigheid nie. En dan om dit erger te maak, ry hulle aan die verkeerde kant van die pad. Ek meen, nie net as jy aan die verkeerde kant van jou kar nie, jy is aan die verkeerde kant van die pad. Ek meen, regtig, maar lees as jy weer Amerika het gaan, asseblief, hierdie ouens het dit gemis. They've missed it. Volgende ou wat gaan ons 'n briefie saamstuur, asseblief. Hierdie ouens weet nie wat aangaan nie. Is dit nie? En het julle al gehoor, as hulle by die petrolstasie stop, the gas station. Ek dink ek gooi petrol in. The gas station, ek gooi gas in, gas. Nee, ek verstaan dit nie, ouens. Maar dis wat ek vanoggend met jou wil oor praat. Ek wil vanoggend met jou praat oor 'n manier van leef, wat as jy regtig daarna begin leef en regtig in dit begin leef, dan gaan dit vir jou in die begin nie sin maak nie. Hierdie klein koppie verstaan dit nie so lekker nie. En dis ons groot ding is dat ons dit mis, want ons dink dit gaan oor godsdienst, dit gaan oor my Bybel lees, dit gaan oor bietjie bid en dalk Sondag kerk te kom, en ek dink dis waar dit gaan. En dis net iets wat ek doen as deel van my lewe. En dan wonder ons, die Here sê dan in hierdie boek dit, maar hoekom gebeur dit nie in my lewe nie? Here, ek verstaan nie, ek het dan gedoen wat U woord gesê het. Ek het dan gedoen, presies, ek het inteendeel woord vir woord gedoen wat U in die woord sê, maar dit het nie gewerk nie. Dis presies dit, want hierdie het 'n reëlboek geword. Net sien hoe, okay? Ja, okay, ek moet dit so doen, kom ons gaan draai dit. 'n reëlboek geword. En die groot ding is dat ons besig geraak het met godsdienstige rituele. Ons het besig geraak met kerk hou, terwyl ek die kerk is. En ons wonder hoekom werk die goed nie. Interessant is dat die woord kerk kom nie eintlik in die Bybel voor nie. Jy geweet? Die oorspronklike woord is ekklesia. En dit is 'n samestelling van twee woorde, die woordjie ek, wat beteken, dit dui oorsprong aan. It's to come from, to out, to come from something. It's to point where motion or action proceeds from.
Die volgende woord is kaleo, wat bykom is beteken to call forth, om uitgeroep te word. Die ander een is to surname. Nou verlang is ek geleer, it's the called out ones. Jy is in die wêreld uitgeroep om hier deel van 'n kerkgroep te word. So ons geleer is. Tot ek besef, it's actually, if you think about it, it's God calling us forth from Himself, His people, en ons 'n groepering van mense wat in 'n sekere perspektief en konteks moet leef. En ons word eintlik genoem die koninkryksmense of burgers. En die plek waar ons onsself bevind is in die koninkryk. Ons het 2 weke terug het ek vir julle gesê van 2 Korintiërs 5 wat vir jou sê dat jy 'n nuwe skepsel geword het. Almal wat jy was, het jy het geluister gehoor, maar julle ken 2 Korintiërs 5, nê? Die wat in Christus is 'n nuwe skepsel. En nou het ek gedink, hy's 'n nuwe skepsel, ek's wedergebore, en nou probeer ek in hierdie lewe leef as 'n nuwe skepseltjie, en ek gaan aan met my lewe, maar ek is daarom 'n nuwe skepseltjie. Waar leef jy? As 'n nuwe skepsel. Waar bevind jy jouself elke dag? En so vanoggend wil ek met jou praat oor beweeg in die koninkryks weg. Beweeg in die koninkryks weg. Want ek wil hê jy moet iets verstaan vanoggend. Ek gee my net 'n sekond hierso. Ek kon nie 'n troon kry nie, kan julle die troon sien? Kan julle sien? En ek kon ook nie 'n aardbol kry nie, so ek het maar kreatief probeer wees. Jammer vir die wat daar agter sit, maar hierdie is 'n aardbol. Julle kan hom sien, so dis dieselfde prentjies as wat daar is, maar ek wil hê jy moet iets sien vanoggend. En as ek soos 'n clown lyk, dan is dit okay, want as ek 'n clown van my Here, because he's the king. Alright? En ek is nie besig met godsdienst stilte kerk nie, want ek is die kerk. En ek wil hê jy moet vanoggend iets begryp, en as ek gaan soos 'n narte kere gaan, is dit okay, solank jy dit net vanoggend begryp, want ek glo as ons vanoggend gaan begin begryp wat die Here wil hê ons moet hoor en sien, dan glo ek jou lewe gaan drasties verander. Radikaal. Ek wil vir jou sê, dit wat God in hierdie boekie vir jou opgevang het in 66 boeke, gaan begin manifesteer in jou lewe, sonder dat jy dit laat gebeur. Right? So die beginsel is dus vanoggend, kan julle sien, daar's 'n ou weg. 'n Old way. Ons is nuwe skepsels, is julle reg? So if I'm new, then there should be an old way of doing things. En ek en jy is volgens 'n nuwe skepsel, maar ons is nie net op ons eie gelos nie, you've been placed in a place. Koninkryk van God. Is julle nog met my? Stop my as ek moet stop. As ek te vinnig gaan. Right, so jy leer dit. En so, ons groot ding is wat ons sien is dat ons verstaan nie die koninkryk nie, want vir baie van ons is die koninkryk iets wat in hierdie boekie opgeskryf staan, en is like, ja, die koninkryk van die Here. Laat ek maar nie eers kerk toe gaan, sal môre worry oor die koninkryk. Hallo? Dis ons leef. So ek vir hoe lank geleef het. Die realiteit is dat ek vir lank in my lewe onder koninkryksboodskappe geleef het. Ek het groot geword daarmee in 'n gemeente toe ek jonk was, en ek is geleer die koninkryks manier van dink en leef. Maar ek glo die vyand het ingekom en gesê, nee, maar is die koninkryk is iets van God. Weet maar net daarvan. Dit is presies wat die duiwel wil hê, want as jy nie gaan verstaan hoe die koninkryk werk nie, as jy nie verstaan waar jy jouself bevind nie, dan gaan jy nie weet hoe om te leef nie. En as jy nie leef volgens die koninkryk nie, you don't have kingdom results. So die vraag is, leef ek in die ou weg as 'n nuwe skepsel? In the world's way of thinking and doing,
Of is dit waar ek myself bevind elke dag? Met my lewe en my denke en my optrede? Koninkryk. Want julle besef, 'n koninkryk het 'n koning. There's somebody sitting here supposed to be. It's not my place. Hallo? En so, jy leef elke dag in hierdie perspektief van leef en optree hier op aarde. Maar ons het toegelaat dat hierdie konsep, waarin my ou lewe was en waar ek geleef het, nog steeds my lewe beheer. Want jy weet, ek gaan werk toe. Ek weet, travel hier rond met 'n karretjie. Ek is daarom op hierdie aardbolletjie. En die lewe is maar daar. Maar ons vergeet van hierdie gedeelte. Because this is where you find yourself every moment of the day. Al is ek met my voetjies op daai ding, is die konteks waarin ek leef, elke oomblik van elke dag, die koninkryk. En so dit gaan nie oor godsdienstige rituele en teologiese leerstellings nie. Dit gaan oor 'n leefwyse wat in lyn is met God se wil, God se manier van optree en wees, wat bekend staan as die koninkryksweg. Dit is interessant dat dis al waaroor Jesus gepraat het. Besef julle dit? Julle besef Jesus het nie wedergeboorte gepreek nie. Nee, pastoor, hy praat dan in Johannes 3 van wedergeboorte. Hy het met Nicodemus gepraat in 'n gesprek. En as jy daai skrif mooi gaan lees, sal jy sien die konteks van daai hele skrif is koninkryk. Want hy begin dit en hy sê, jy kan nie die koninkryk sien of in die koninkryk ingaan as jy nie wedergebore is en nie in gees gebore is nie. So daar's 'n manier hoe ek in die koninkryk kom. Ons gaan daarna kyk op 'n stadium. Maar hy kom in Matteus 4 vers 17 sê hy, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die Amplified sê dit net vir my so mooi. Hy sê, from that time Jesus began preaching, en dis die oomblik toe hy die woestyn gekom het, toe hy die vyand hom probeer verlei het. Is julle met my? En toe het hy gekom en hy begin, dis sy eerste boodskap, sy eerste preek was gewees dit. Maar hoor wat sê die Engels in die Amplified. Hy sê repent, en dan hier's die betekenis al van repent. Vir ons het repentance wat geword? Nie my ou sonnetjies gaan bely vir die Here. Is dit nie? Maar hoor, wat is ware repentance? What does it mean to repent? Is to change your inner self. Nie by jouself nie. Dit begin eintlik by 'n ding van 'n belyning. Want jy is 'n nuwe skepsel. En miskien het jy gewoond geraak in 'n ou manier van leef, maar dit is tyd om hier in die gees, myself, my inner self, te belyn, your old way of thinking. Hierdie manier wat ek hier geleef het, tel nie meer hierso nie. It doesn't count. Inteendeel, daai manier gaan maak, dat die resultate van hierdie nie joune gaan wees nie. Is julle met my? Dan sê hy, regret your past sins. Live your life in a way that proves repentance. Wat bewys dat jy van hierdie kant af na hierdie kant toe gedraai het. Wys so lewe dit. Hoe leef jy elke dag? Leef jy in 'n plek dat dit hierdie konteks weerspieël, of is daar nog so 'n bietjie van hierdie in my lewe? Hy sê, seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. Jy sien, die koninkryk van God is nie 'n perifere konsep en begrip in die skrif nie. Dit staan in die middel van die Bybelse boodskap. Inteendeel, from Genesis to Revelation, it is only about the kingdom of God. Israel het dit gemis, want Israel het gesê, ons soek ook 'n koning soos die
ander koning, ander nasies. God wou hulle koning wees. It's always been God's plan to be your king. And that you live in His kingdom. Die konteks van jou lewe is koninkryk. En so, hoekom moet ek hierdie repentance doen? Hoekom moet ek hierdie draai doen na iets nuuts toe? Na 'n nuwe manier van leef toe? Kolossense 1:13 sê, ons is oorgeplaas. Sê gou vir die persoon langs jou, ek is oorgeplaas. Jy besef, jy het nie oorgeloop nie. You were transferred. Die dag toe jy weer gebore is, het God jou oorgeplaas, getransfer, luister mooi, uit die mag van duisternis uit, en oorgebring in die koninkryk van sy, hierdie is 'n preek, koninkryk van die seun van sy liefde. Ek gaan nie daarin gaan nie. Waarvanaf is jy oorgeplaas? Duisternis na die koninkryk van sy seun van sy liefde. A kingdom of love. Inteendeel, dit is nie net dat die koning jou lief het nie, hy is liefde. So where are you? Waar vind jy jouself vanoggend hier waar jy sit in groen weivelde op 'n bankie in 'n gebou? Waar is jy? In die koninkryk. Maar die vraag is, hoekom laat ek toe dat hierdie kant my lewe nog beheer? Hoekom laat ek toe dat duisternis nog seggenskap het in my lewe? Julle besef dat die mag van duisternis beteken om nie te sien nie. Besef julle dit? Is om nie te sien nie. So die ouens hierso leef soos hulle leef because they can't see what's happening. Hulle ken nie die waarheid van wat aangaan nie. En so daarom moet ons vir onsself vra, waar leef ek? Is dit in die koninkryk, op die koninkryksweg, die nuwe manier van optree en leef, wat dalk baie keer vir hierdie breintjie nie mooi sin maak nie, maar wat doen ek? Ek doen wat hierdie kan sê ek moet doen. Hoekom? Want dit is nie net 'n opdrag of 'n reeltjie nie, dis die koning se decree. The king decreed it to be so. Hallo? Hoekom? Dis sy koninkryk. It's not yours. So besef julle dat die koninkryk is nie joune nie. It's his. Because he's the king. And therefore, what he says goes. Is julle met my? En so ons moet besluit, waar leef ons? En daarom sê hierdie woordjie bekeer, is die woordjie metanoia in die oorspronklike. And it means to think differently. To reconsider. Maar dit is interessant as die woordjie net so 'n bietjie uitmekaar uittrek, is weer eens twee woorde wat saamgevoeg is, meta en noia, wat beteken die volgende, to properly denoting accompaniment with which it is joined together. Saam. Noia beteken to exercise the mind, to think, to comprehend, om te verstaan. So dit beteken dan, as ek repent, dan draai ek nie net nie. Ek het nie net gedraai nie, ek het begin saam met hierdie denke en manier van leef dink. This should become my thinking. Dit moet die manier wees van hoe ek begin leef, want ek is nie meer daar nie, ek is hier, en nou begin ek my gedagtes vol met hierdie manier van leef en optree. Because this is where I live. En dis waar ek myself bevind. Dit beteken om saam met 'n nuwe realiteit, die koninkryk van God te begin dink, om te doen en te wees.
So ons konteks waar ons osself bevind is die koninkryk. En ons leef nie meer in 'n ou weg van die wêreld nie, maar in 'n nuwe weg van die koninkryk. En dit wil vir my sê, ek moet amper nie eers meer worry hoe hierdie wêreld vir my voorskryf om te dink nie. Why? Because that's not where I live. I live in the kingdom. And when I live in the kingdom, I live from the kingdom. En daarom gaan die mense jou spot. Because you're not from the world. Maar die koninkryk sê, jy moet jou vyand lief hê. Sê jy laf man, is nie lekker nie, ons gaan vir jou swart koppies toestuur. Jy's nie lekker nie. Was iets fout met jou. Are you getting it? So wanneer ek op die koninkryk se manier gaan leef, en die koninkryksweg begin beweeg elke dag van my lewe, gaan die mense vir jou lag. Gaan die mense vir jou sê, nee, maar jy's mal. Hoe kan jy dit so doen? Well, you won't understand because you're not where I am. Is julle met my? But I also don't care about that way because I repented. This is my reality now. Dis my realiteit waarin ek elke dag begin leef. En hierdie is God se prentjie, God se droom vir ons lewens, dat ons daar sal leef, nie meer aan hierdie wêreldse maniere van leef en dink steur nie, maar my lewe totaal oorgegee en gerig, want dis wat repent beteken, is dat ek gedraai het, maar ek moet ook my ten volle hier kom ingooi, en my daar begin leef en dink, en alles hoe dit moet werk my lewe volgens dit. Jesaja 2, vers 2-4, kom God, en hy sê, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels. En al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berge van die Here, na die huis van God van Jakob, het hy ons sy weë kom leer en ons sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke, en hulle sal vir hulle swaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Die berg is 'n koninkrykskonsep in die woord van God. Dit praat van 'n heerskappy. En ons verstaan nou wat hy sê is, dat die berg van die Here vasstaan op die top van ander berge. Met ander woorde, God se manier van leef moet bo kan die wêreld se manier van leef wees. Die ander heerskappye. Is julle met my? That's where you live. Dis waarop jou lewe gebaseer is. Jy sien, want wat gebeur in die koninkryk, is dat nasies kom na die koninkryk ingestroom, en daarom is in die koninkryk, is ons nie kwaad vir ander nasies nie. Because we have become one nation under God, our King and our Lord and our Savior. En ons is die huis van God, wat op die koninkryk gebou is. En dis waar jy kom leer van die koninkryk se weg, en die koning se denke, en die koning se manier van doen. Dis eintlik hoekom ek vanoggend die woord wil kom hoor. Ek hoor nou die dag iemand sê vir my, is dat jy kan oor enigiets preek, jy moet net nie oor 'n halfuur preek. My question is, if time is the issue when you hear the king's word and decree, hoe belangrik is sy woord vir jou? Hoe belangrik is dit dan dat ek verstaan hoe die koninkryk werk, om te hoor wat sy woord sê, hoe leef ek in hierdie koninkryk met my lewe, want dan moet ek hier uitgaan wanneer ek hierdie woord gehoor het, en dit gaan toepas in my lewe. Hoekom? Want ek is in die koninkryk, en is tyd dat ek begin ag gee op wat die koning wil hê ek moet doen, en leef, en waar ek moet dit doen. En Sion is die koninkryksvolk van God. Ons is Sion. Israel was die skadu van die koninkryksvolk Sion. Dis wat God van gehad het, hy wou 'n volk, sy mense gehad het, en daarom het
ons onder sy koningskap leef, is ons sy mense, en ek wys dat ek sy mense, sy koninkryksburger is, deur te doen wat hy van my verwag, en te doen wat hy sê, hoe en waar ek het moet doen. En is nie amazing dat die swaarde en pikke gesmee word nie, dan daar word nie geveg in die koninkryk van God nie, maar dit is 'n koninkryk van liefde. Ek het my vyande lief. En ons gaan pikke vat, want ons gaan fondasies grou, en ons gaan opbou, en ons gaan nuwe dinge doen, en ons gaan spiese en snoeimesse staan. Hoekom? Wat doen jy met 'n snoeisker? Ek maak die tuin mooi. Dis die tuin van God. Maar die koninkryk van God werk nie soos die koninkryke van die wêreld nie. Jesus het gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. So partykeer gaan ons vergelykings kan maak tussen wêreldse koninkryke en God se koninkryk, maar daar's nie baie nie, want God se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, en sy manier van optrede is nie soos kwaadse koninkryke nie, want hy sê, as my koninkryk van hierdie aarde was, het my gesande vir my geveg. Daarom kon iemand soos Steven sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy kon dit doen met 'n oop hemel, want hy was in die koninkryk. En hy het nie met 'n haat daar gestaan omdat hulle hom wil stenig en doodmaak. Hoekom? Because he's from a kingdom of love, knowing that the person that's going to stone him now, Jesus died for him as well. Nou val ons brein 'n bietjie in. Here, hoe kan ek dit doen? Because I'm in a kingdom. And I do what my king asks of me. Hallo? Jy sien wat die groot ding is, ons ken nie koninkryke nie. Ons het nie groot geword met perspektief van koninkryksdenke nie, daarom maak hierdie nie vir ons baie daar sin nie. Maar hier's die ding, as jy 'n koning het, dan doen jy wat die koning sê. Hoekom? He's the king. En so ons gaan oor hierdie paar weke net oor 'n paar goeters rondom die koninkryk bietjie stil staan. Vandag wil ek met jou praat oor om die koninkryk te verstaan, want as jy nie die koninkryk gaan verstaan nie, hoe gaan jy daarin leef? Hoe gaan jy weet hoe werk die koninkryk? Want soos ek sê, die koninkryk is nie soos aardse koninkryke nie. Interessant hoe dat baie van die Israeliese konings slegte konings was. Because that's what happened in earthly kingdoms. Ons gaan kyk hoe ons die koninkryk betree. Want party van ons het gedraai, maar ek is nog nie in die koninkryk met my lewe nie. Ek leef nog nie daar nie. En dan hoe opereer ek binne hierdie koninkryk? Hoe leef ek daar? Hoe word dinge gedoen in die koninkryk van God? En dan hoe manifesteer die koninkryk elke dag in my lewe en in die wêreld rondom my? Want dis wat God wil doen. Hy wil sy koninkryk sien kom in mense se lewens en in situasies. Wat is die koninkryk? Jesus het baie die frase gebruik, die koninkryk van die hemele is soos. En as jy deur die evangelies gaan lees, dan sien jy hoe verduidelik hy in gelykenisse wat is die koninkryk. Hy probeer vir jou laat verstaan deur gelykenisse. En hierdie gelykenisse praat van die koninkryk se beginsels, se vereistes, se karakter en die ontwerp. Sodat jy kan verstaan, want die koninkryk maak vir ons baie keer nie sin nie. En so hy gebruik hierdie stories, hierdie gelykenisse. Ek meen in Matteus 13 alleen kry jy 7 gelykenisse oor die koninkryk. Hy praat van die saaier, die koring in die onkruid, die mosterdsaad, die suurdeeg, die verborgde skat, die parel van groot prys en die sleepnet. Jy sê maar die koninkryk is kosbaar. Hoeveel van julle het hier geleef al? En besef jou lewe val uit mekaar uit. Niks werk uit nie. It's a survival of the fittest. Want ek is op my eie. Me, myself and I.
Want die koninkryk het die mag om jou lewe totaal te transformeer. Matteus 13 vers 44 tot 46 sê, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit die blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Baie van ons dink nie dat die koninkryk kosbaar is nie. Want in die wêreld besit ons nog baie. Ons raak nie ontslae van 'n klomp goed in ons lewe, sodat ek net die koninkryk kan kry nie. Want ons verstaan nie wat dit beteken vir ons in die koninkryk nie. Ons verstaan nie wat kan in ons lewe plaasvind in die koninkryk waar God ons koning is en oor ons regeer nie. Daarom hou ek vas aan wat ek het baie keer in die wêreld. Hoekom? Want ek verstaan nie hierdie beginsels nie, dat ek alles sal prysgee sodat ek die koninkryk kan kry. Want hier's die ding, wanneer ek die koninkryk het ek alles wat ek nodig het. Maar die duiwel wil vir jou sê, nee, jy gaan alles verloor, jy gaan niks wees nie. Ag, kyk hoe leef die Christene, hulle is arm, hulle sukkel. Ja, so miskien omdat hulle Christene is en besig is met godsdiens. Because the king have everything. En is sy koninkryksburgers waarmee dit goed gaan. Because he is the king. Hy is die koning van hulle lewe. En daarom leer hy ons, hy sê in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God. Laat dit jou eerste prioriteit elke dag van jou lewe wees, sodat jy in elke area van jou lewe die koninkryk wil sien kom, sodat jy totaal in hierdie koninkryk kan begin lewe, sodat die koning, wat die koning al besluit het, oor jou lewe kan begin plaasvind, sodat jy dit, wat hierdie koninkryk vir jou lewe kan kom doen en bring, kan begin beleef. Soek sy koninkryk en sy geregtigheid. Sy manier van doen en reg wees. Want hier's 'n belofte. Slegs dan. Hier's 'n vereiste. Slegs dan gaan die goed vir jou bygevoeg word. Dit wat hierdie ouens elke dag bejaag, word in hierdie koninkryk vir jou bygevoeg. Hoekom? Soek eers. Daar's 'n vereiste. In elke plek van jou lewe, in jou verhoudings, in jou huwelik, in jou werk, en alles wat jy doen, soek jy die koninkryk. Is jy besig om dit op die koninkryk se manier doen, op God se manier doen en te wees? Want jy sien, totdat ons volgens die koninkryks leef, gaan ons nie koninkrykse resultate hê nie. Gaan ons nie die realiteite wat in hierdie koninkryk beskikbaar is, ervaar nie. Seek first. Soek jy die koninkryk elke dag van jou lewe? Of hou jy nog bietjie vas? Is nog lekker hierso. Voordat die kerm en klaas jou lewe uit mekaar uitval nie, want is lekker hier. But repent. En val pens en potjies in die koninkryk en soek alles, oralste in my lewe, sy manier van leef en optree en doen, wat hy voorskryf, doen ek. Hoekom? Want dit is my koning wat gesê het ek moet dit doen. Hoekom doen jy dit? My koning het gesê ek moet dit doen. Maar hoekom? My koning het gesê. I don't care why he said I should do it, I'm just doing it because he said it. Punt. But then, the result is, hy gaan begin byvoeg. Hy gaan begin regmaak in jou lewe. Jy gaan begin die resultate wat hierdie koninkryk, want hier's die ding, besef julle dat hierdie koninkryk kort niks nie. Because everything belongs to God. Everything. The silver, the gold, everything. But you won't see the king
silver and gold, and the results of the king. Why? Because we love it there. My ouens sal my partykeer met tand en mond veg, maar dit is lekker hier. Nee, ek like dit hierso. Kom uit hierdie plek uit. Nee, is lekker hier. Ek sê, is lekker. Maar jou lewe vry. Nee, is lekker. Is lekker. It's got a better way. It's free. Just turn. En totdat ons nie leer om volgens die koninkryk se manier funksioneer en opereer nie, sy manier van dinge doen en te doen en om reg te wees, sal ons nie hierdie laaste gedeelte ervaar nie. Gaan ons nie ervaar hoe goed bygevoeg word in ons lewe, hoe ons lewe kan verander en transformeer nie. So wanneer die dinge nie bygevoeg word nie, moet ek myself begin vra, is my lewe in lyn met die koninkryk? Leef ek in lyn met wat God sê ek moet doen, met wat die koning sê ek moet doen, met die koninkryks manier van leef? Vergeef jou boetie. Nee, ek gaan hom vergewe. Jy gaan sien wat doen hy aan my. Jy nog nie, maar die koning sê jy moet vergewe. Het jy besef hoekom ons het so ruk terug 70x7 gedoen? Hoekom gee die koning jou oor aan die torturers? As jy nie vergewe nie? Because you didn't do what the king said you should do. You didn't honor the king with your life. So dan wonder jy hoekom werk dinge nie uit nie. Dan wonder ons hoekom werk die dinge nou nie soos ag nee, ek het dan alles reg gedoen. Hoekom wil hierdie ding nie gebeur nie? Ek het nou gebid en ek het gevas en ek het al hierdie lekker dinge vir die godsdienst gedoen. But you didn't do what the king demands of you. So why should he give you anything else? Hoekom het hy vir jou iets anders te gee? Soek eers die koninkryk. En dan, jy sien daar so komma. Daar's 'n klein gedruk skrif. Nee, dit is groot geskryf in die Bybel. Dit is nie eers klein skrif nie. Daar's 'n voorwaarde vir dit wat in die koninkryk is, wat beskikbaar is. But it's going to take action from you. Dit gaan van jou vra om te leef, soos dat hy vir jou sê jy moet leef. En solank as wat ons nie in ware verstaan hoe die koninkryk werk en daarvolgens opereer nie, so lank sal alles in ons lewe disfunksioneel bly. Ons families, ons kerke, ons nasie, ons stede, ons besighede, ons werke, gaan alles disfunksioneel bly. Why? Because we don't live according to the kingdom. Matteus 6 vers 10 leer Jesus ons bid. Het julle al daai gebed mooi gaan bestudeer? Nêrens staan daar wat sê, Here, help my om beter te profeteer nie. Nee, hy sê wat? Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat dit by hierdie aarde eers begin. Laat dit in my aarde, hierdie aarde begin. Laat hierdie denke, hierdie donker Afrika, lig word met die koninkryk se denke en manier van leef. En so dis hoekom ons baie keer sukkel om te verstaan hoekom werk hierdie woord nie, want hierdie woord word slegs regs verstaan wanneer ons in die konteks van die koninkryk begin bestudeer. Dan begin wat hier so staan vir ons sin maak, want dis 'n koninkryksboek. Die konteks is die koninkryk en inteendeel alles wat hierin staan in sin van God se koninkryk is wat hy geskryf en bepaal het. En slegs dan wat hierdie woord vir ons begin sin maak en begin uitwerk in ons lewe. Ek wil net vinnig vir jou 'n paar sleutels gee om die koninkryk te verstaan. Die eerste sleutel is om te verstaan dat jy onder 'n koning leef. Nie 'n president nie. Jy leef onder 'n koning en wat die koning sê, that's law. It's not a democracy.
Ek gaan staan nie daar en dan gaan praat ek, ag koning, yes, kan ons nie oor Wout nie man, ek weet nou nie van so lekker. Nee, the king decreed, this is how you will do it in his kingdom. En as jy hierdie koninkrykslewe en dit wat die koning vir jou in jou lewe wil dit plaasvind ervaar, dan gaan ek doen wat hierdie koning vir my sê om te doen. Want hoekom? Besef jy dat in 'n koninkryk besit die koning almal. Want as jy wil weet wat se tipe koning in 'n koninkryk is, dan gaan kyk jy hoe lyk die mense in sy koninkryk. En so wat gebeur? Ons kyk vandag na die kerk en ons kyk die kerk is nie op 'n baie lekker plek nie. Party plekke val hulle 'n bietjie uitmekaar uit. Die mense sukkel met die verkeerde goeders, hulle sukkel met wat die wêreld nie sukkel. Hulle lewens val net so uitmekaar soos die wêreld partykeer, maar miskien omdat hulle nie in die koninkryk leef onder 'n koning nie. They've been busy with religion instead of being the church, the people of the kingdom. That's who we are. En so hy bepaal hoe ek moet optree. En jy sien ons goeie ding is ons het hom net geleer ken as 'n verlosser en nie as 'n Here en 'n koning nie. En baie van ons sit eintlik nog hierso, ons het verlossing gekry en ons aanbid Jesus en is wonderlike goeders, but I'm not in the kingdom. En daarom ervaar ek nie die koninkryk se lewe en resultate nie. En so haal ons osself baie keer uit die koninkryk uit. Ons leef onder die koninkryk se mag en heerskappy uit deur die wêreld se weg te probeer. En daarom kan die koning jou nie bless nie. Daarom kan hy jou seën nie. Hoekom? Jy leef nie in die koninkryk nie. Jy leef nie op die koninkryk se manier nie. En daarom het hy vir jou gesê bekeer, metanoia, begin op sy manier dink, sy manier leef soos hy dit wil hê. Die tweede sleutel is dat hierdie 'n ingeslote koninkryk is. Daardie skrif van Jesaja 2 wat vir ons sê, al die nasies. Besef julle, daar kan nie rasisme in die koninkryk van God wees nie. Do we realize it? Galasiërs 3 vers 26 en 28 sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleer, en daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vrye man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Wat is die vereiste om in die koninkryk te kom? Jou velkleur? Jou godsdiens? Net een ding. Geloof in Jesus Christus. En daarom kan enige persoon toegang kry tot hierdie koninkryk. Selfs daardie moslim ou daar by jou werk, wat jy nie so meer lekker saamstem nie, kan toegang kry tot die God se koninkryk. Besef ons dit? So daarom as ons gaan teen ander mense draai eintlik, is ons besig om nie die koninkryk se manier te leef nie, want die koninkryk sê, kom in. Want julle is almal welkom, daar's een vereiste. Geloof in Jesus Christus. Sleutel nommer 3 is dat die koninkryk geregtigheid, vrede en blydskap is. Romeine 14 vers 7 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. As jy nie geregtigheid, vrede en blydskap ervaar nie, is dit miskien in die eerste plek omdat jy nie in die Heilige Gees is nie, en tweede is omdat jy dalk nie in die koninkryk is nie. Want hierdie is die eienskappe van die koninkryk. Jy sê, maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie. Daarom kan ons daar buite kan loop en ons situasie lyk nie mooi nie, maar omdat ek in die koninkryk is, ervaar ek die vrede van God en die blydskap van God. En die ouens kan sê, ek weet nie, dat jou kar volgend kom vat, wat gaan volgend? Ag, prys die Here, wonderlik. Nee, maar as jy mal. Ek behoort aan die koning. Why should I care? Jy sien so, my bekommernisse mag dan 'n bietjie begin minder raak. Hoekom? Ek het 'n koning. He'll sort it out for me. Maar dan moet ek seker maak ek leef daar.
Dan moet ek seker maak my lewe is in lyn en belyn met die koninkryk manier van dink en optree. As ons huis nie in orde is nie, is dit dalk met die koninkryk of die koning nie heerskappy in jou lewe het nie. As dinge uitmekaar uitval en daar is nie vrede en blydskap nie, is dit dalk omdat die koning nie regeer nie. Die laaste sleutel is om te besef dat die koninkryk is nou en toekomstig. Markus 1 vers 14 en 15 sê, en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Wat is die evangelie? Die koninkryks evangelie. Die goeie nuus van die koninkryk van God wat in my lewe beskikbaar kan word, want hy is nou hier. Dis nie iets wat ons moet verwag eendag in die toekoms en ag ons byt maar net vas en hoop dat ons maak dit eendag nie. Nee, dis nou 'n werklikheid, realiteit. Hy sê, draai na die koninkryk toe, repent, begin jou lewe reg op die koninkryk se manier van leef, en dan gaan jy begin ervaar hoe die koninkryk in jou lewe begin manifesteer. En dan besef ons, hier is 'n groeiproses, dit is 'n toekomstige realiteit wat nog op pad is, 'n groter realiteit wanneer die koning van alle konings weer terugkom. En hierdie proses beteken dat die koninkryk moet meer en meer en meer in my lewe begin oorneem. Want die koninkryk is so suurdeeg, wat jou hele lewe gaan begin oorneem. En dis presies wat God wil hê in jou lewe. Want dan kan elke area in lyn wees met hoe hy dit wil hê. Om werklik in die koninkryk weg te beweeg elke dag, moet ons wegbeweeg van 'n leë godsdienstige rituele en formaliteite en elke dag die koninkryk in ons lewe laat kom, in alle areas van ons lewe, sodat ons die koninkryk en die koninkryk se krag in ons lewe hier en nou kan begin ervaar. Wat moet ek met dit doen as ek môreoggend wakker word? Begin regdink. Repent. Laat jou lewe gerig word op hierdie koninkryks manier van leef. Gaan weer terug na jou woord en bestudeer wat sê Jesus is die koninkryk en laat dit my lewe begin oorneem. En laat die Heilige Gees jou begin lei in elke area van jou lewe om die koninkryk se manier toe te pas. Ek wil jou los met hierdie twee vrae. Hoeveel het die koninkryk in my lewe gekom en waar moet dit nog kom? En stel ek die koninkryk van God vry deur my lewe waar ek ook al gaan? Kan die mense sien dat ek 'n koning het en 'n nuwe manier van leef en optree het? En Jesus het nie godsdiens en 'n klomp reëls en leerstellings vir ons probeer kom vestig net nie. Maar 'n koninkryksweg waar volgens ons kan lewe, wat aktief en nie passief nie, interaktief, meetbaar en vrugbare leefwyse teweegbring. So ek nooi jou vandag uit om hierdie uitdaging aan te vat en in die volheid van die lewe van die koninkryk weg te begin beweeg. Because then you'll have the kingdom results in your life. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir u woord. Dankie Here dat ons weet hoekom Jesus gekom het. Dit was nie om 'n godsdienst te begin nie, maar om ons deel te maak van u koninkryk, om ons toegang te gee, om onder u koningskap te begin leef, om te begin die koninkryk te begin beleef in ons lewens, meer en meer. Here, ons weet dat dit u woord is wat uitgaan. En ons weet dat die vyand kan kom en hierdie woord vat. Ons weet dat ons kan toelaat dat die bekommernisse en dinge van die lewe toelaat dat hierdie woord nie in ons harte kom saad maak en opskiet na resultate van 'n oes in ons lewe, van die koninkryksoes in ons lewe nie. En so ek bid dat die woord in ons harte sal vasvang,
vasgevang wees en dat ons dit sal onthou en dat die Gees dit benat sal word sodat dit in ons lewe kan begin groei en groot word en dat dit oor ons uit ons lewe uit ander mense sal begin in ons omgewings ook sal kan begin aanraak. Mag U met elkeen van ons wees ook hierdie week, Here, beskerm ons, wees met ons tot ons weer by mekaar kan kom. Ek seën elke persoon vanoggend, ook in hierdie week, dat waar ons wysheid en insig nodig het, wat ons ook al nodig het, dat ons weet, ons kan net vra daarvoor. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.